Daar is baie mense wat bekommerd is oor hulle dood. Hoe weet ek dit? Alhoewel mense sê hulle is nie bekommerd oor die dood nie, hulle is altyd bekommerd oor wat hulle eet, hoeveel hulle oefen. Het jy geweet, ons is omtrent die generasie wat die meeste oefen in die geskiedenis van die mensdom? Ja, ons ry vir ons fietsse. Vrydag het ek vir 'n paar fietsryers gebid wat hier verby is. Hulle gaan seker in die aand Paasnaweek vier, verstaan jy? So ek sê nie hulle is ongered nie. Ek sê net dis interessant hoe mense geweldig op hulle liggaam. Want hoekom wil jy oefen? Hansie, hoekom wil jy oefen? Jy weet hoekom wil jy reg eet? Jy weet ons moet reg eet, ons moet goed oefen want dan kan ons dalk langer leef. Is dit nie so nie? En soos die ou oom vir die vrou gesê toe hulle in die hemel kom, hulle so 3 maande uit mekaar uit oorlede Tian en die man kyk so vir die vrou, dis net heerlikheid en dis wonderlik, hulle is in die troonkamer en hy kyk na sy vrou, hy sê, besef jy as ons slegter geëet het, was ons 3 maande vroeër hier. Verstaan jy? Ek meen, maar baie mense is so bekommerd oor die dood en hulle sal vir jou sê, nee, wat die dood is deel van die lewe en tog is ons almal daarvan bewus dat die dood nie deel van die lewe is nie. Die dood is die dood en die Bybel beskryf dit as 'n vyand, maar ons is bekommerd oor, is daar lewe na die dood? Nou, interessant genoeg, as ek dink aan die kerk van die Here Jesus, dan is daar, en ek wil dit mooi sê vanoggend, dis nie verkeerd wat ek gaan aanhaal nie, dis net, ek wonder net oor dit, alright, so moet my nie, as ek daaroor praat, gaan sê, Fred sê, daai evangelisasie kursus is heeltemal verkeerd, dis van die boos af, dis nie wat ek sê nie, ek wonder sommer net vanoggend saam met julle oor hierdie goeters. Mense vra gewoonlik as hulle evangelisasie, dan vra hulle vir mense, weet jy waartoe gaan jy as jy doodgaan? Nee? So wonderlik, baie mense het al die Here ontmoet so, verstaan jy? Maar dit is vir my 'n interessante vraag, wat jy vir mense moet vra, in fact, nêrens in die Bybel kom so evangelisasie manier voor nie. Dat jy vir mense vra, waartoe gaan hulle, as hulle eendag doodgaan nie? Wel, dit kan hulle laat dink oor hulle lewens baie keer, en hulle kan wonder, jy weet, wel, is daar lewe na die dood? Die probleem baie keer as ek praat oor wat hemel of hel toe gaan jy hemel toe of hel toe gaan, is dat jy dink by jouself, dis iets in my toekoms. En dis 'n plek en 'n tyd. Hemel is 'n plek en 'n tyd, die ewige lewe is 'n plek en 'n tyd. Die opstanding is eendag wanneer ek doodgaan, sal 'n opstanding wees en ek glo in 'n lewe na die dood. So dis ook 'n plek en 'n tyd. En die vraag natuurlik vanoggend is dit hoe die Bybel die opstanding beskryf? Is dit hoe die Bybel die hemel beskryf en die opstanding beskryf en die ewige lewe beskryf? En as julle nie weet nie, ons is besig in Johannes. Ons gaan hier die hele jaar deur Johannes, as jy miskien die eerste keer hier is, dis wat ons doen. Maar hierdie vanoggend wil ek 'n bietjie in Johannes delf om hierdie antwoord te kry. Is die ewige lewe 'n plek en 'n tyd in ons toekoms? En is die hemel 'n plek en 'n tyd in ons toekoms? En is lewe, ewige lewe en die opstanding spesifiek, is die opstanding uit die doodheid 'n plek en 'n tyd iewers in my toekoms? Blaai gesaam in Johannes 11 vers 23 toe. Johannes 11 vers 23. Ons lees al van vers 17. Het jy dit op? Daar sê hy, dis op die bord as jy nie jou Bybel saamgebring het nie. Dit gaan oor Lazarus se opwekking uit die doodheid. Dan sê hy, toe Jesus daar kom, dis interessant, Jesus bly vir 2 dae lank weg. Hy hoor Lazarus is dood, en dan sê hy vir die ouens, luister, ons gaan nie nou gaan nie, en dan wag hy 2 dae wat vreemd is, want jy dink by jouself, hoekom het hy nie onmiddellik gegaan nie, want daar staan spesifiek, dat hy Lazarus en vir Martha en Maria baie lief gehad het. So dit was nie mense, vreemdelinge, wat hy gedink het, alright, ek sal later by hulle uitkom. Nee, jy weet, hy het hulle lief gehad. En dan staan daar die volgende, toe Jesus, vers 17, toe Jesus daar kom, het hy gevind dat Lazarus al 4 dae in die graf was. Betanië was naby Jerusalem, omtrent 3 kilometer, en baie van die Jode het na Martha en Maria toe gekom, om oor hulle broer te troos. Toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. Martha sê te vir Jesus, Here, as u hier was, sou my broer nie gesterwe het nie, maar selfs nou weet ek dat God u alles sal gee wat u van hom vra. Dis 'n interessante opmerking, as u hier was, sou dit nie gebeur het nie. Meeste mense is waar Martha is. As iets slegs gebeur in hulle lewe, dan twyfel hulle of God daar bestaan. Jy weet, dit is asof God moet opduik elke keer as jy moeilikheid het, verstaan jy? En dan toets jy God se bestaan in terme van hoe hy jou probleme oplos.
Here, as U was, dan sou dit anders gewees het. Wie van julle het al dit gesê? As die Here daar was, sou dit anders gewees het. So ek wonder oor die Here se enigstens dat hy nog bestaan, verstaan jy? En dis baie keer by die dood wat mense dit vra. Hoeveel keer het ek mense al gehoor wat na iemand 'n geliefde se dood, dan kom hulle na my toe en sê hulle, ek het 'n geweldige stryd met die Here nou. Dink ek, hoekom het jy 'n stryd? Martha het hierdie stryd, so jy's nie die enigste nie. Martha het hierdie stryd, sy sê, Here, as U was, maar tog tot nou toe, tot in hierdie ding kan weet ek, God gaan enigiets vra wat U van hom vra. Toe sê Jesus sê toe vra, jou broer sal uit die dood uit opstaan. Maar Martha sê vir hom, ek weet hy sal met die opstanding op die laaste dag uit die dood opstaan. So wat is Martha se idee van die opstanding? Martha se idee van die opstanding is tyd en plek. OK, Here, ek verstaan, hy gaan eendag uit die dood, dit help my nou nie, want my broer is nou dood. Maar ek weet dat U eendag, wanneer U terug gaan kom, gaan U die dooies laat opstaan uit die dood. En hoor wat sê Jesus vir haar die volgende. Toe sê Jesus vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Ja, Here, sê sy vir hom, ek glo vas dat die Christus, die Seun van God, die een wat die wêreld toe moes kom. Dis presies wat Johannes probeer doen in sy hele Johannes Evangelie. Hy probeer hierdie geloof wek. Ek glo dat U die Christus is, die Seun van God, die een wat na die wêreld toe moes kom. Nadat sy dit gesê het, het sy haar suster Maria gaan roep en saggies vir haar gesê, ons leermeester is hier en hy roep jou. Toe sy dit hoor, het sy gou opgestaan en na hom toe gegaan. Jesus het nog nie in die dorp aangekom nie, maar was nog op die plek waar Martha hom ontmoet het. Toe die Jode wat by Maria in die huis was, haar vertroos het, sien dat sy vinnig opstaan en uitgaan, het hulle agter haar aangegaan, omdat hulle gedink het, sy gaan die graf toe om op daar te huil. Toe Maria daar aankom, waar Jesus was en hom sien, het sy by sy voete gekniel en vir hom gesê, Here, as U hier was, sou my broer nie gesterwe het nie. Selfde vraag. So Martha maak dieselfde fout. Martha en Maria dink, die opstanding is 'n plek en 'n tyd. En as U net opgedaag het, sou dit anders gewees het. As U net opgedaag het, sou dit beter gewees het. En baie keer is dit hoe ons na Jesus kyk. Ons kyk na Jesus as die een wat in 'n sekere sin moet genees, as die een wat probleme moet oplos, as die een wat my situasie moet verander. En ons dink aan hom as die sleutel tot al my probleme. Die oplossing, die sleutel van my oplossing tot al my probleme. En as hy net opdaag, as die Here net daar gewees het, sou dit alles anders gewees het. Miskien sit jy hier vanoggend en jy dink by jouself, that's about me, verstaan jy? Ja, as die Here net daai ding, as hy net dit gedoen het, dan was dit beter nou gewees vir my. En die Here wou dit nie doen vir my nie, en dit is hoekom ek is waar ek is. Want ek kan nie glo meer dat God goed is nie, want hy het nie dit gedoen en dit gedoen en dit gedoen nie. En dis hierdie hele idee dat die opstanding en wat Christus doen eendag gaan plaasvind. En daarom dink ons by onsself, baie Christene leef so hulle lewens en hulle dink by hulle self, wel dit gaan nou taaf met my, maar eendag gaan dit beter gaan. Eendag sal dit beter gaan. Jy weet as ek doodgaan en dit is opstanding, ewige lewe, wonderlik, verstaan jy, dan ek hou maar uit vir dit. En ek het dan met hierdie kaartjie wat ek gekoop het op 'n stadium met die predikant of pastoor vir my gevra wie wil hemel toe gaan, en toe het ek my hand opgesteek en gesê ek wil hemel toe gaan, want niemand wil hel toe gaan nie. I mean, enigiemand wil hel toe gaan. As jy die opsie het, hemel of hel, wat gaan jy kies? Ja, hemel, hoop ek. Dan sê jy natuurlik, die probleem is, jy dink aan 'n plek en 'n tyd. En Jesus wat Martha wil sê is, Martha, die opstanding staan voor jou. Opstanding en lewe is nie 'n plek en 'n tyd nie, dis 'n persoon. En as jy dit nie verstaan vanoggend nie, dan gaan jy nooit die volheid van lewe hê wat Christus vir jou bedoel het om te hê nie. Want hy sê, hy is die opstanding. Dis een van die ek is uitsprake. En ons gaan nog deur Johannes kyk na die ek is uitsprake. Hy sê, ek is die opstanding. Ek is dit. Die opstanding gebeur nie eendag wanneer jy doodgaan nie. Die opstanding is in my. Nou, kom ek verduidelik dit so. Het jy geweet jy is eintlik dood op hierdie oomblik? As jy nie die opstanding het nie.
dan is jy dood. Jy's dead man walking. Interessant genoeg, nee? Het jy al geweet, waar kom die term dead man walking vandaan? Dead man walking is die ouens wat te dood veroordeel is in Amerika. En dan as hy so afstap in die gangetjie na die galg toe, dan skree hulle uit dead man walking. Want hy's dood al klaar. Hy weet wat sy uiteinde is. Daarom wanneer hy hier leef, is sy lewe eintlik in die dood en nie in die lewe nie. En meeste mense op aarde is dead man walking. En dink maar, waar kry ons dit in die Bybel? Ek is nou dood. Efesiërs 2 vers 1 tot 5 sê die volgende. As jy die Bybel sê, Efesiërs is in die Nuwe Testament. Efesiërs 2 vers 1 tot 5. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Wanneer was hulle dood? In daai oomblik, julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes waarin julle voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die forse van die onsigbare magte, die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. Julle het ons trouens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moet word, maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Wanneer was julle dood? Toe julle nog in julle sondige natuur vasgevang is. As jy vanoggend hier sit en jy is nog deel van jou sondige natuur en jy begeer en jou krywing is nog na jou sondige natuur, is jy dood in jou sonde en is die lewe nie in jou nie, en dis die punt van die Bybel. Die punt van die Bybel is nie om goeie mense beter te maak, maar om dooie mense lewend te maak. Het jy dit geweet? Sê jy weet ek is dan nie 'n slegte mens nie. Wie dink hulle is nie 'n slegte mens vanoggend nie? Steek op jou hand, ek weet jy dink so. Verstaan jy? Ek is nie heeltemal so bad soos almal sê ek is nie. Nee, jy is worse, want jy is dood. As jy nie in Christus is jy dood in hierdie oomblikke. Dead man walking. Jy is soos daai zombie wat leef, maar hy besef nou nie hy is dood nie. Onthou jy daai fliek? Sorry, ek het dit nie voorberei om te sê nie. Onthou jy daai fliek waar die ou agterkom, hy is dood eers later in die fliek. Almal omgedei, hy het met die seentjie, hy's 'n sielkundige. Wat is hy? Sixth Sense. 'n Scary movie. Moet hom net kyk asseblief. Baie scary. Maar die ou weet nie hy is dood nie en hy dink hy help mense want I see dead people, en toe kom hy agter, hy is die een wat dood is, verstaan jy? Nou I see dead people, nie hier vanoggend nie. Maar baie keer as jy rond, het jy al dead people gesien? Ons is so daai seentjie, we see dead people. Want hulle doen alles wat hulle begeertes en hulle liste, hulle dryf voor en hulle dink hulle is goeie mense. Daar's niemand so dood soos 'n goeie mens nie. En niemand so blind soos 'n goeie mens nie. Voor jy nie agterkom jy is dood soos daai ou wat op 'n oomblik in daai fliek snap, o, jene, ek is die dooie man wat hy sien nie. Sal jy nie gered word nie. Die gees in my is die opstanding. Ek verstaan lewe eers in Christus. Dis al wanneer ek lewe verstaan, as ek dit in Christus sien. Wie is die lewe? Dis interessant, ewige lewe ook. Wanneer begin ewige lewe? Wie is die lewe? Christus. Ek is die lewe. Ek is die opstanding. Hier is die interessante ding. Net vanaf, as jy dink jy bid, ek weet ons bid almal vir genesing. En dit is goed want die Here weet wat is in ons harte. Ons bid vir iemand, ons bid vir genesing. Maar weet jy wat is die wonderlike ding? Ons het Christus as die een wat die genesing is. Hy is dit. Nie ons vra dit vir hom nie, hy is dit. Blaai gesaam in Johannes 5, is interessant, Johannes 5 vers 24, sê Jesus die volgende. Dit verseker ek julle, wie luister na wat ek sê, en in my glo, wat my gestuur het die ewige lewe.
Wanneer het hy die ewige lewe? As hy glo. Glo wat my gestuur het die ewige lewe. Hy word nie veroordeel nie, maar het reeds uit die dood na die lewe oorgegaan. Wanneer het hy na die dood, na die lewe oorgegaan? Wanneer gebeur dit, wanneer iemand van die dood na die lewe toe oorgaan? As hy sy vertroue en sy geloof in die opgestaane Here Jesus sit, dan beweeg ons van dood na lewe. Dis wanneer jy lewend word. Is hier mense wat lewend geword het? Okay, party van julle lyk baie in die slaap, moet ek bieg, verstaan jy? Maar ek hoop julle is van die lewe na die dood toe, want dis wat Christus kom doen het. Hy het jou van die dood na die lewe toe kom vat, Christus. Hy is die lewe. En as hy in jou lewe, dan is jy lewend gemaak en dan kan jy nie meer sterf nie. Dis hoekom hy sê, jy kan nie sterf nie. Dit verseker ek julle, daar kom 'n tyd en dit is nou, wanneer die dooies die stem van die Seun van God sal hoor en die wat daaraan gehoor gees sal lewe. Van wie praat hy hier, die dooies wat sy stem sal hoor? Is dit mense in 'n graf? Nee, hulle hoor nie sy stem nie. Mense in die graf hoor nie sy stem nie. Daar kom 'n tyd en dit is nou, sê Jesus. Dit is nou, wanneer die dooies die stem van die Seun van God sal hoor en die wat daaraan gehoor gee sal lewe. Jy lewe in Christus. Nou hier's 'n interessante ding, gou net teologies 'n bietjie. Ek gaan 'n bietjie indelf in die teologie van hierdie storie. En so julle moet nou by my bly. Ek weet ek gaan nou 'n bietjie in die eskatologie ingaan. Dit beteken, is net 'n groot woord wat beteken die toekoms. Verstaan jy, van Jesus terugkeer. En Openbaring word baie keer verkeerd verstaan. Daar's 'n paar teorieë oor die 1000 jaar vrederyk. Enigiemand al gehoor van die 1000 jaar vrederyk? Mense wat sê, alright, die Here gaan ons wegraap en dan gaan hy 1000 jaar vrederyk hier op aarde vestig by sy terugkoms en hy gaan vir 1000 jaar regeer. Nou blaai gesaam met my na Openbaring 20 vers 4 tot 6 wat dit staan en dan gaan jy iets anders te raak sien, hoop ek vanoggend. Toe het ek die trone gesien en die siele van die mense wat onthoof is omdat hulle aan die getuienis van Jesus en die woord van God vasgehou het. Hulle het op die trone gaan sit en aan hulle is die bevoegdheid gegee om as regters op te tree. Dit is hulle wat nie die dier en die beeld aanbid het nie en nie die merk op die voorkop en op die hand aanvaar het nie. Hulle het lewend geword en saam met Christus 1000 jaar lank regeer. Dis die eerste opstanding. Wanneer is die eerste opstanding? Wanneer gebeur die eerste opstanding? Ons het nou gelees. Jesus sê, wanneer het jy opgestaan uit die dood uit? Toe jy wederbaar is. Toe Christus met sy gees jou wederbaar het jy opgestaan uit die dood uit. Jy het 'n nuwe lewe gekry. Die ander dooies het nie lewend geword nie voordat die 1000 jaar om was nie. Geseënd en heilig is die wat aan die eerste opstanding deel het, oor hulle die tweede dood geen mag nie. Wat is die tweede dood? Is die straf en die fisiese dood. Maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom 1000 jaar regeer. Nou kom ons sê gou, wie is die priesters op hierdie oomblik? En wie regeer saam met Christus op hierdie oomblik? Nee, julle moet nou saam met my volg. Wie is priesters? Die wat deel is van die eerste opstanding. Wie is hulle? Ons is hulle. Ons is die priesters. Lees die Openbaring 1 vers 5 tot 6. En van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Uit liefde vir ons het hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos en ons sy koninkryk gemaak. Priesters vir God sy Vader, aan hom behoort die heerlikheid en krag tot in alle ewigheid. Wie is die priesters? Ons. Ons regeer tot Christus terugkom. Want Christus het ons lewend gemaak. Die opstanding, ons leef in die opstanding. Nou, miskien sit jy hier vanoggend en dink myself, okay Fred, dis nou alles mooi en reg, maar hoekom so big deal maak dat hy die opstanding is en hy is die lewe? Ons verstaan dit. Hoekom is dit 'n big deal dat ek nie moet dink aan die hemel en aan ewige lewe en aan die opstanding as 'n plek en 'n tyd nie? Hoekom nie? Die antwoord is die volgende. As die opstanding en die lewe 'n persoon is,
dan verander die vraag van waar gaan ek wees na wat gebeur nou. As Christus my op laat staan uit die dood uit nou, dan is my vraag nie wat eendag gaan gebeur nie, maar wat gebeur nou met my lewe? Waarmee is ek nou besig met my lewe? Getuig dit nou van opstanding en van lewe of getuig dit van dood? Want ons is altyd besig om te kyk na die toekoms en dink, alright, ek moet nou vasbyt tot die Here my kom haal en dan gaan dit eendag wonderlik wees. Nee, die vraag is, wat doen jy nou? Wat doen jy vandag? Hoe lyk die opstanding nou? Hoe lyk 'n opstandingslewe as Christus jou lewend gemaak het en jy's nie meer 'n slaaf van hierdie sonde nie? Hoe lyk my lewe nou? Here, U is die opstanding. Ek wil leef in die opstanding in. Interessant, ons het so 'n paar weke terug daaroor gepraat, maar ek wil dit net weer noem, Bjorn, is baie keer, dink jy by jouself, daai ou is am lucky wat op die einde van sy lewe tot bekering kom. Wie het so gevoel? Moenie jou hand nou opsteek nie, want dis die verkeerde antwoord. Alright, kom ek help julle. Wie dink baie keer by homself, jene, daai ou dan 'n lekker lewe. Ons hoor dit baie keer met jong mense, Nika, jy dink by jouself, wie wat, Here, ek sal my lewe vir U gee, net as ek 'n paar goeders klaar gedoen het. Ek wil net klaar wees met universiteit. Here, ek wil net hierdie goeders afhandel. Here, dan gaan ek vir U leef. En ons dink baie keer by onsself, as ons die einde van ons lewe kom, daai is hom lucky. Hy het op die einde van sy lewe gekom, en toe was hy eers gehoorsaam wees aan die Here. Wat 'n hartseer idee is dit nie? Dat jy by jouself dink, dat God sê, in Christus sê, ek is die opstanding en die lewe, die wat in my is sal lewe, en hy sê in Johannes 10, die Satan het gekom, die vyand het gekom om te steel en te verwoes, maar ek het gekom sodat jy kan lewe hê in dit in oorvloed. Dat wanneer ek in Christus gehoorsaam is, en Christus in my is, dis lewe in oorvloed. Wie ervaar lewe in oorvloed? Wie ervaar die opstanding op hierdie stadium? Okay, dankie Jandrey, wonderlik, daar's Janelie, wonderlik. Want hier is die ding, ons ervaar nie die opstanding in die lewe eendag nie, ons gaan nie lewe in ewige lewe ervaar eendag nie, ons ervaar dit op hierdie oomblik, want Christus in my. En dis lewe. Die man aan die einde van sy lewe, wat tot bekering kom, het ewige lewe vir hoeveel jaar gemis? Daarom is Jesus, en hier is 'n belangrike punt, Jesus is nie die sleutel tot die deur van opstanding nie. Hy is die deur. Hou op vir Jesus gebruik as die sleutel tot al jou probleme. As Jesus hier was. As Jesus hier was. As Jesus hier. As Jesus hier was dit baie beter. Ag Jesus, dag op my werk, gee my nuwe werk. Ag Jesus, asseblief doen dit vir my. Ag Jesus, hy is dit. Alles wat ek doen en alles wat ek is Christus. Vir my is die lewe Vir my is die lewe Dankie Tannie Rina. Vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Daar's 'n ou sê ding in die vroeë kerk gewees wat so mooi is vir my. Ek wil hiermee afsluit. Hy sê death is not the end of life for the believer. Hoor mooi. Death is not the end of life for the believer. It is the moment life meets its source. Wondervleis. Death is not the end of life for the believer. It is the moment life meets its source. Glo jy dat hy die opstanding en die lewe is? My broer, my suster, ek ken van julle leef in die lewe, want Christus is julle lewe.
En miskien sit jy hier vanoggend en dink myself, I don't get it. I don't get it too. Dis hoekom ons geloof nodig het. 'n Vaste vertroue in die een wat die opstanding is. Christus het opgestaan. Paulus sê vir Efesiërs op 'n stadium, sê hy vir hulle, ek bid dat julle geestesoë so sal verhelder, dat julle sal weet wat se krag in julle werk. Dis dieselfde kragtige werking van die Gees wat Christus laat opstaan het uit die dood uit. Christus se opstanding het gebeur omdat sy Gees hom opgewek het. As jy die Gees van God in jou het, het jy die lewe. As jy Gees van God nie in jou het nie, het jy nie die lewe nie. En hoe kry jy die Gees van God in jou? Die aanvaarding dat Christus die opstanding in die lewe is. Amen. Ag Vader, wat 'n wonderlike nuus is dit nie. Here, dankie dat ons nie eendag gaan doodgaan nie. Ek wil soos Wesley gesê het, if you read in the papers tomorrow morning that Fred is dead, don't believe a word of it. He's more alive than any time else in his life. Vader, dankie dat U in ons woon. Dankie dat die Gees in ons woon. Dankie die opstandingskrag van God in ons in hierdie oomblikke leef. En daarom Vader, sê ons nie as U hier was, sou dit anders te wees nie, want God in ons die hoop van heerlikheid. Die opstandingskrag in ons die hoop van heerlikheid. Dankie dat U ons opstanding is. Dankie dat U ons lewe is. Dankie dat U ons brood is. Dankie dat U die lewende water is. Dankie dat U die goeie herder is. U is alles. En U is in ons. En U het lewe in ons geblaas. Ons loof en prys U naam. Amen.